Paternoster is een van vele juwele langs die Kaapse Weskus. Prentjie-mooi natuurtonele en visvangaktiwiteite maak dit 'n gewilde toeristebestemming vir besoekers van reg oor die wêreld. Maar soos verskeie plattelandse dorpe in Suid-Afrika, worstel Paternoster voortdurend met sosio-maatskaplike uitdagings wat die rol en betrokkenheid van verskeie nie-regeringsorganisasies, die private sektor, vrywilligers, verskeie regeringsvlakke en ander rolspelers broodnodig maak. Yes, that's hy. 1, 2, 3. Mooi. Die bekende Paternoster projek NWO het sowat 5 jaar gelede tot stand gekom as 'n uitruilprojek vir Duitse vrywilligers. Die projek het intussen gegroei tot 'n volwaardige, nie-winsgewende organisasie wat waardevolle werk verrig om die dorp se jeug te bemagtig en op te hef. Die veeldoelige Hoopsigsentrum het in Maart 2019 sy deure geopen en beskik tans oor onder meer 'n buitelug fiksheidsgerief, 'n tuinprojek, 'n leesklub en biblioteek en 'n daaglikse voedingsprogram. Onlangs het Hoopsig hande gevat met die Wes-Kaapse provinsiale regering en die Saldanha Bay munisipaliteit om padveiligheid onder Paternoster se jeug te bevorder. 'n Spesiale mini-straatnetwerk met toepaslike verkeerstekens is op die sentrum se terrein gebou. Die openingsgeleentheid het vir groot opwinding onder oud en jong gesorg. Dankie, dankie, dankie. Dankie dat kom weer. Dankie, dankie, dankie. Om alom te kom weer. Dankie, dankie, dankie. Dankie dat kom weer. Om die kinders en grootmense. Ons doen padveiligheidsopvoeding. So een van die maniere hoe ons dit doen is deur vir die kleintjies 'n klein dorpie te verf, sodat al die straatjies, die padtekens en dan het ons 'n onderwyser of 'n volwasse persoon om vir hulle te wys hoe om oor die pad te stap, om op die sypaadjie te wees en asook hoe om veilig te wees wanneer jy in 'n motor is. So ja, in Paternoster raak dit soggens nogals besig. So ons het bymekaar gekom met 'n plaaslike nie-winsgewende organisasie en hulle het vir ons gesê kom verf, ons is reg vir julle. Ry jy saam met ma en pa dan word hulle pas. Hierdie projek is natuurlik baie belangrik vir ons want ons het regtig kinders wat nie weet hoe om die pad te gebruik in Paternoster nie. Dit het vir ons by Hoopsig, veral omdat ons kinders die pad gebruik, het dit 'n belangrike punt geword waarop ons met aandag skenk, want gedurende naweke en skoolvakansies het ons regtig waar 'n groot probleem met verkeer. En hierdie projek spreek dit aan en ons begin dit by die kleuterskool en van dit af gaan dit na die laerskool toe en vir my die volgende stap is natuurlik om van ons leerders by Hoopsig op te lei. My departement verskaf die verf, hulle verskaf ook die padtekentjies en die munisipale verkeer kom verf vir ons. En hulle is ook dan baie betrokke in padveiligheid opvoeding want die meeste mense wat verlede jaar dood is in ongelukke, spesifiek padongelukke, is voetgangers. So ons probeer van 'n klein ouderdom af vir die kleintjies te wys, hoe moet jy veilig wees in die verkeer? Want hoe groter ons word, hoe minder gaan ons leer. Ja, so Paternoster mag baie stil lyk, slaperig, maar soggens gaan dit woes hier. Daar is mense wat werk toe jaar, so hulle het nie tyd om nog te wag vir kleintjies wat die pad kruis nie. En as jy jouself indink toe jy 5 of 6 was die pad nie so besig nie. So ons probeer net die bangheid wegvat van hulle, want ons het agtergekom sodra hulle bang word, dan word hulle heeltemal roekeloos. Kundigheid en vaardigheid kom hier te sprake. Ons weet nie alles nie, maar ons het 'n netwerk van mense wat die vaardigheid en die kundigheid het. So dit is belangrik dat ons saamwerk met plaaslike en provinsiale departemente, dat dit wys dat Hoopsig is regtig nie net 'n eiland op sy eie nie. Dankie, dankie, dankie.